Daar's 'n goeie môre ook aan ons Facebook-kykers, ons online kykers wat nou met ons ingeskakel is hier oor ons Facebook live uitsending. Dit bly maar nog steeds vir my 'n baie vreemde ding om met mense aan die ander kant van 'n kamera te praat. Maar nietemin. So kom ons begin. Ons het verlede week ons afgeskop met die eerste van hierdie reeks wat die Here op my hart gelê het, en soos ek vir julle gesê het, die Here het my bedien met een woord wat ek moes opbreek in die 3 dele. So dis een lering, dis een woord. En dit het alles begin met toe Eldery die week voor verlede week haar reeks klaarmaak en sy die voorbeeld gegee het van 'n gemeentelid wat 'n geskenk gekry het. So ek gaan nou net so 'n kort recap gee vir die wat nou nie verlede week hier was nie. Mense, familielid wat 'n geskenk gekry het, gekyk het en dis 'n CP en 'n boksie, ag hoe pragtig, en ek gaan dit maar, ek het dit nou nodig, ek gaan dit maar daar in die unwanted gift box los en later regift, en dit is ook presies wat sy toe gedoen het. En toe die een wat vir haar die geskenk gegee het, vir gevra het, maar het jy die skat gekry wat ek in die boksie gesit het, die geldjie, in die C-boksie? Sê sy, yes, sy het hom gemis. Sy het hom gemis. En dit is die storie van ons met die geskenk wat die Here vir ons gee. En die vraag was, waar is jou geskenk? Is in die unwanted gift box, of het jy oopgemaak dit wat binne-in is? En dit het begin met die teks wat Eldery ook in hy woord, hy preek gebruik het, van 2 Korintiërs 4 vers 7. Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. En hoekom het ons hierdie skat in hierdie kleipotte? So vers 10 se tweede gedeelte, sodat ook die lewe van Jesus in ons liggame en in ons lewe sigbaar kan wees. En ons het vir mekaar gesê, Paulus sê ons is maar kleipotte, erdekruike wat lek. En ons moet ons heeltyd kom volmaak by die Heilige Gees. En die mooi van die voorbeeld is, weet jy, wanneer ons die Heilige Gees in ons het en hy lig is in ons, dan skyn hy lig eintlik deur die kraakies wat in hy erdekruik is. Want niemand van ons is perfek nie. So ons verlede week se woord was nou natuurlik oor Jesus wat toe nou opgevaar het na die hemel toe, en ons het dit verduidelik ook aan die hand van die Joodse huwelik en Jesus se belofte en sy lering in Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei, en as ek gegaan het en vir julle plek voorberei, dan kom ek terug om julle te kom haal. So, dit is waar ons nou begin ons met vandag se woord, en vandag natuurlik is Pinkstersondag, die uitstorting wat ons juis vier op hierdie dag, Pinkstersondag, die geskenk wat vir ons gegee is, wat vir ons uitgestort is, vir elkeen van ons wat in Jesus Christus is. Jesus sê in Johannes 14, die wêreld kan nie dit ontvang nie. Dit moet julle baie mooi verstaan ook, daai gedeelte. Die wêreld kan nie die Heilige Gees ontvang nie. Dit is net vir julle wat in Jesus Christus is. Dit is 'n belangrike ding om te onthou, as ons net nou terugkom by Matteus 25, waar ons verlede week ook was.
Om te begin wil ek nou eers begin by Handelinge 1. Handelinge 2 is mos nou die uitstorting van die Heilige Gees, die Pinkstersondag wat gebeur het. Maar ek wil begin daar by Handelinge 1. Jesus wat nou nog saam met sy disippels daar op die berg staan, en hy sê vir hulle, moenie uit Jerusalem uit weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Is Jesus se woorde aan sy disippels soos hy op die Olyfberg staan, net voordat hy opvaar. Maar soos ek net nou gebid het, hulle verstaan maar nog steeds nie eintlik die hele prentjie nie. Al het hulle die kruisiging gesien, al het hulle al die leringe gehoor, al het hulle al die profeseë gehoor by Jesus, al het hulle dit alles, want dan vra hulle vir hom, maar Here, gaan U in hierdie tyd nou weer die koninkryk van Israel oprig? En dan sê Jesus vir hulle, dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar hierso kom vers 8 is die mooi gedeelte. En dit is eintlik die antwoord op hulle vraag. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. So eintlik sê Jesus vir hulle, nee, ek gaan nie die koninkryk van Israel weer nou oprig nie. Hierdie is groter as die koninkryk van Israel. Hierdie is vir die hele wêreld bedoel. En dan gaan hulle terug Jerusalem toe, en hulle gaan wag, daar in die boventrek. 120 van hulle saam daarso, en hulle bid en hulle wag. Maar 120 mense in Maria se huis is seker nou nogal 'n klompie, so ek vermoed hulle so af en toe iemand uitgestuur gaan koop brood, of wat ook al hulle nou nodig het, en dan kom die persoon seker terug en sê, maar ja, die wagte is nog die buitekant, hulle soek nog die res van hierdie sekte, van die leier wat hulle doodgemaak het, wat hulle gekruisig het. En daar sit hulle in die boventrek, en hulle sit seker met 'n bietjie, Here, wanneer nou? Wat nou volgende? Van hulle sê, moet ek nie miskien maar net terug gaan Galilea toe? En ek dink ons almal kan ons vereenselwig met ekskuus. Ek dink ons almal kan ons vereenselwig met vrae soos daai van Here, wanneer nou? Nou wil ek vir julle begin lees gou, dan nou Handelinge 2 vanaf vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Kom ons stop nou gou net daar, so laat ek gou verduidelik. Hoor julle wat daar staan, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, die Heilige Gees is nog nie uitgestort nie, dit gaan nou net nou gebeur verder in. Maar die Pinksterfees was reeds daar, jy sien, ons vier Pinkster, die kerk vier Pinkster as die uitstorting van die Heilige Gees. Maar die Pinkster het bestaan voor dit. Dis deel van die 7 groot feeste van God, wat God daarso in Levitikus 23 vir Moses al gegee het, waar hy begin het met die eerste een, op die 10de van die eerste maand ontvang die lam, op die 14de van die eerste maand word die lam geslag. In daai tyd moet julle ongesuurde brode en al die suurdeeg moet uit julle huise uit verwyder word. 3 dae daarna moet julle beweegoffer bring, die eerstelings gerf. Offer moet julle bring, wanneer die gerf voor God beweeg word, en die fees van die eerstelingsgerf, dan moet julle aftel, want daai fees is op die Sondag, die eerste dag van die week, hulle Sabbat is die Saterdag. So dan moet julle van daai dag af aftel, 7 volle weke, 50 dae, en op die 50ste dag,
moet julle die Pinkster vier. Dis die fees van die insameling van die oeste. Dan kom sê hulle, dankie Here vir hierdie gaarsoes wat ons ingesamel het. Hulle bring brode, hulle bring die opbrengs van die land en hulle bring dit aan die Here toe en hulle kom loof hom daarmee met die fees. Dit is die Pinksterfees, soos die Jode hom geken het. En die ding van elke fees is, God sê vir Moses, en elke een van hierdie feeste is 'n heilige Sabbat, moet julle as 'n heilige Sabbat sien, en almal moet in Jerusalem wees, vir daai 7 groot feeste. Daar's nog feeste tussenin, maar almal hoef nie, op al die feeste hoef hulle nie in Jerusalem te wees nie. Ekskuus. So nou kan ons verder gaan, want julle moet dit verstaan, om die hele konteks te verstaan wat hier gebeur. So toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Kom ons stop net gou weer daarso. Want as jy nie verstaan wat daar staan nie, dan gaan jy nie verstaan wat verder gebeur nie. Hierdie vroom Jode noem die Jode proseliete. Dit is mense wat nie as 'n Hebreër gebore is uit die 12 stamme van Israel uit nie. Hulle is mense van ander lande, Egipte, waar ook al hulle vandaan kom, en hulle het die Joodse geloof aangeneem. Dit het begin meer met slawe in die Jodese huise, en hulle het dan tot bekering gekom, by die Jode bekering gekom, en hulle het die Joodse geloof aangeneem. Hulle is proseliete. Hulle het ook 'n ander plek in die tempel gehad. Daar was 'n skeidmuur. Die Jode, die Hebreëus gebore Jode, het die kant ingegaan, daar was 'n skeidmuur en die proseliete moes hierdie kant ingaan. En dan in Efesiërs 2, dan lees ons in Christus het gekom en die skeidmuur afgebreek. Sien, het 'n geestelike skeidingsmuur gewees, daar was 'n fisiese skeidingsmuur, maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Right, destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daar die geluid opklink, het die menigte saamgedrom. Hulle hoor dit wat aangaan in hierdie bovertrek. Hulle hoor wat aangaan in hierdie huis. Hulle hoor die stormwind. Hulle hoor die geluid. En hulle trek saam. En volgende week gaan ek julle meer vertel, 'n storie, 'n soortgelyke storie vertel oor dit. En was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra. Kyk, almal wat daar praat, dan is hulle dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons Parte en Meders, Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene, Romeine wat hier vertoef, Jode, proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? En dan het sommige gesê, hulle is seker maar vol van soetwyn. Jy sien, hierso word hierdie geskenk uitgestort oor daai 120 in daai bovertrek. En die Gees en die krag van die Gees kom oor hulle.
En hulle begin, in een oomblik word 3 profesieë vervul. Petrus se roepingsprofesie, wat toe hy daar by die boot is en Jesus kom so by Petrus, Johannes, Jakobus en hy sê, ek gaan van julle vissers van mense maak. Volg my, ek maak van julle vissers van mense. Die tweede ene wat hy gesê het van die parakleet wat kom, die Heilige Gees wat uitgestort gaan wees as hy weggaan. En ons het verlede week gesê, dis presies wat gebeur met die Joodse huwelik. Wanneer die bruidegom saam met die vader weggaan om die huis te gaan voorberei, dan los hy 'n geskenk vir die bruid. 'n Geskenk wat haar moet laat uitstaan as sy vrou. Ons draad aan ons ring, Paulus noem dit 'n pand, die pand of die onderkleed. Dit is 'n verbondsteken wat elkeen van hulle, wat die bruid dan ontvang het. En dit is wat ons vier op hierdie Pinksterdag, daai uitstorting van die Heilige Gees. En die derde profesie wat onmiddellik in vervulling gaan is juis Handelinge 1 vers 8, en julle sal my evangelie verkondig, nie net in Jerusalem, Samaria en Judea nie, maar tot in die uithoeke van die aarde, want onmiddellik begin hulle praat in elke taal van die mense wat in Jerusalem is vir die fees. Hulle almal hoor die evangelie van God in hulle eie taal. So imagine wat sou gebeur het as van hulle nou ongehoorsaam was, hierdie 120, en hulle het daar gesit in die boventrek, en later het hulle gedink, ag nee, dit is nou, die is te laat, hier gaan niks gebeur nie, ek gaan terug Galilea toe, of die Gees kom oor hulle, en hulle vat kry die geskenk, en dankie Here, maar die wagte is nog die buitekant, ek gaan nie hier uit nie. Ek gaan nie hier uit nie, net nou arresteer hulle my ook. Nee, hulle het nie die geskenk gevat en in unwanted giftbox gesit nie. Onmiddellik toe maak hulle daai geskenk oop. Hulle vat daai seeboks, hulle maak oop en hulle sê, wow, hier is die krag van God, die krag wat in ons is, sodat Jesus sigbaar deur ons kan skyn, al is ons maar net erdekruike wat lek. En dis die amazing van die uitstorting van die Heilige Gees. Dan gaan ons terug na Matteus 25 toe. Ons het verlede week afgeskop met Matteus 25. Eers 2 tekste, Matteus 25 is deel van die profetiese rede. Jesus is besig om te profeteer oor die eindtyd. Dit moet jy ook verstaan. Matteus 24 sê hy vir hulle presies, hoe gaan dit lyk op die einde? Wat gaan gebeur? Al die verkeerde dinge, alles wat hulle gaan sien, hoe gaan hulle weet die koms van die bruidegom is naby? Maar daar's 2 tekste in Matteus 24 wat ons gesê het, wat ontsettend belangrik is, wat ons moet onthou. Die eerste een is vers 36, van daardie dag en uur dra niemand kennis nie, selfs nie die engele nie, van wat in die hemel is nie, ook nie die Seun nie, net die Vader. En vers 44, daarom moet julle gereed wees, want die Seun van die mens kom terug op 'n tyd wanneer julle dit nie sal verwag. En dan 3 gelykenisse wat hy noem. Die een so na die ander een vertel hy vir hulle 3 gelykenisse. Dis 'n trilogie, hulle sê al 3 dieselfde ding. Maar hy sê dit vir hulle in 3 forme, laat niemand van ons kan confuse raak nie. Die eerste een is die gelykenis van die getroue en ontroue slaaf. Die 2 wat 'n opdrag gekry het, dit moet julle doen. Die een het gesê, my Heer tel hom, ek het nog vir julle gesê, sê my Heer tel hom. My Heer tel hom, en daarom het hy begin om sy medeslawe te slaan en dood te maak en homself by die dronkaard se skaart in te gaan drink. Die tweede ene wat ons by stil gestaan het, was die gelykenis van die 10 maagde.
10 maagde. Al 3 is in een huis, al 10 wag vir die koms van die bruidegom, die terugkeer van die bruidegom. Al 10 het lampies, al 10 word aan die slaap, maar toe die bassein blaas, toe het net 5 genoeg olie, en 5 se lampies is besig om dood te gaan. En dan kom ons nou by die volgende een van hierdie gelykenisse, die gelykenis van die muntstukke of die talente. En ek wil gou vir julle lees, want dit is net soos. Wat is net soos? Wat is net soos? Onthou ek het verlede week vir julle gesê, Matteus 25 vers 1. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos. Jesus gebruik dit baie in gelykenisse, wat hy sê, en die koninkryk van die hemele sal wees soos. Wat hy sê is, ek gaan nou vir julle 'n storie vertel. Hierdie storie het 'n waarheid in, en hierdie storie, dit is hoe dit gaan gebeur in die koninkryk van die hemele. So ons lees, Matteus 25, vanaf vers 14, want dit is net soos 'n man wat op reis gaan en sy slawe roep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir die een het hy 5 talent gegee, vir 'n ander 2 en vir nog 'n ander 1, vir elkeen volgens sy eie vermoë. Daai moet julle ook nou mooi onthou, elkeen volgens sy eie vermoë. Maar as julle sien, hierdie gelykenis was nou al baie misbruik in die kerk. Was al baie verkeerd gepreek in die kerk. En sê, man, as jy nie wil kom sing in die kerkie, suster, jy het 'n engelstem. En as jy nie kom sing in die kerkie, gaan Here jou talent van jou wegvat. Of broer, jy skatryk, jy met die Here in die kerk, dien met jou geld. En as jy dit nie doen nie, gaan hy dit van jou wegvat. Dis nie wat hier staan nie. Dis nie waaroor hierdie gelykenis gaan nie. Dis nie waaroor die gelykenis gaan nie. Vir een het hy 5 talent gegee. Ek wil gou vir julle verduidelik wat is die talent. Talent, enkelvoud. Hoor julle? Enkelvoud. So 'n talent is 'n geldmaat. Is 'n maat wat hulle geld in afmeet. 'n Talent is gewoonlik 'n sak goud of silwer muntstukke. Dis die grootste maat van geldmate in die Romeinse daai tyd in die Nuwe Testament. Nee, dis die grootste geldmate. Dit is 42 kilo se silwer muntstukke gewees. 'n Talent, dis 'n talent. Hoekom enkelvoud? As ek sê ek het hier in my sak R1000, is enkelvoud R1000, maar hierdie R1000 is opgemaak uit R5, R10, R20, R50, R100, R200. Dis saam is dit R1000 enkelvoud. Dis wat hier staan. 'n Talent. Hy het vir een 5 talent gegee, hy het vir ander een 2 talent gegee en hy het vir die ander een 1 talent gegee. En dan ken julle die storie. Daarop het hy vertrek. Onmiddellik het die man wat die 5 talent ontvang het met hulle gaan woeker en 'n wins van nog 5 gemaak. Net so het die man met die 2 talent nog 2 gemaak, maar die man wat 1 talent ontvang het 'n gat in die grond gaan grou en die talent van sy eienaar, die geld, daar weggesteek. Al 3 van hulle kry volgens sy eie vermoë 'n geskenk. 2 van hulle maak die geskenk oop. Die derde een sê unwanted gift box. Soos met die vorige gelykenis, praat die Here hier van die kerk. Hy praat nie van die wêreld nie. Onthou nie, wêreld kan nie die Heilige Gees ontvang nie.
Jesus sê dit vir sy disippels, die Gees wat kom, die Heilige Gees wat uitgestort word, is vir julle, dis vir die wat in Christus is, nie vir die wêreld nie. Na 'n lang tyd kom die eienaar van daardie slaaf terug en eis rekenskap van hulle. Die man wat die 5 talent ontvang het gekom en nog 5 talent gebring en by die eienaar gekom en gesê, meneer, u het my 5 talent gegee en kyk, ek het 'n wins van nog 5 talent gemaak. Die eienaar het vir hom gesê, mooi so, goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. En hierdie stukkie laat my so dink aan die bruilofsfees. Kom deel in jou eienaar se vreugde. Want jy het die geskenk oopgemaak. Jy het vir die wêreld gewys, ek aanteken, ek staan in 'n verbond. En ek wag vir die bruidegom om terug te kom om my te kom haal. Die tweede ene dieselfde, hy kom by hom en hy sê, jy het my 2 talent gegee, hierso ek het nog 2 talent gemaak, hier is dit, en hy sê vir hom presies dieselfde woorde, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Maar die een het 5 talente, die ander een het 2 talent, maar hy sê vir hulle presies dieselfde ding, want elkeen volgens sy vermoë. Jy verstaan, almal van ons kan nie predikers wees nie. Almal van ons kan nie profete wees nie. Almal van ons kan nie herders wees nie. Almal van ons kan nie dominees of pastore wees nie. Maar ons het almal 'n rol te speel in die koninkryk van die hemel. Ons is almal erdekruike wat lek. Maar wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk, en daai skat wat 2 Korintiërs 4 van praat, en die verkeerde plek. Hierdie skat het ons in kleipotte sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie uit onsself is nie. Wanneer dit vir ons verduidelik raak, wanneer ons dit toelaat deur ons, dan is die een wat selfs 1 talent gekry het, bring nog 1 talent. Want hy het besluit om die geskenk oop te maak. Maar julle ken die storie van hierdie diensknegt met die 1 talent. En die man wat die 1 talent ontvang het gekom en gesê, meneer, ek ken nie, jy is 'n hardvochtige man, wat maai waar u nie gesaai het nie, en wat oes waar u nie saad uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek die talent in die grond gaan wegsteek. Hier is dit terug. Ek het u geskenk aan die unwanted giftbox gaan sit. En ek wou uiteindelik geregift het vir iemand anders, maar hierso is dit terug. Jy sien, is eintlik 'n klap in die Here se gesig. Maar dis tog wat die Here sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos. Hy sê, daar gaan sulke mense wees. Daar gaan sulke mense wees wat dit gaan doen. Maar sy eienaar antwoord hom, jou slegte en lui slaaf, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie en oes waar ek nie saad uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die bankiers belê het en op my terugkeer kon ek ten minste rente gekry het. Vat die talent van hom en gee dit vir die een wat 10 talent het. Want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy het weggeneem word. En gooi die nuttelose slaaf in die duisternis daar buite, en daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Nou ek begin nou weer
Die koninkryk van die hemele is soos. En elkeen van hierdie gelykenisse het die Here 'n les vir die kerk met 'n ewigheidswaarde, waarheid vir die kerk en 'n verlossingswaarheid vir die kerk. En die eerste een sê hy, toe hy by hy ontroue slaaf kom en sê hy, en hy het hom middel laat kap en hom laat deel in die lot van die skynheiliges, en daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Die tweede een sê hy vir die 5 maagde wat laat kom, die deur is toe, gaan weg, ek ken julle nie. En die derde een sê hy, en hy sal uitgewerp word in die buitenste duisternis, en daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Daar's 'n ewigheidswaarde aan elkeen van hierdie 3 gelykenisse wat die Here hier sê. Noem my so 'n gelowige in die Bybel aanry. Julle vra die mooiste vraag. Eerste plek kan ons sê Judas. Judas stap 3,5 jaar saam met al die ander disippels, saam met dieselfde leermeester. Hy hoor dieselfde lering, hy sien dieselfde wonderwerke, hy sien hoe dooies wakker lewendig word, hy sien hoe siekes genees word, hy sien hoe Jesus met 2 visse en 5 broodjies 'n menigte kos gee 2 keer. En 54 dae voordat hierdie Handelinge 2 gebeur, toe kies hy 30 stukke silwer bo Jesus. Maar ons gaan nie vandag oor hom praat nie. Ekskuus. So gebeur die uitstorting. Die disippels apostels vat hulle geskenke, hulle maak oop. Hulle haal die ou seeboksie wat binne-in is, wat lyk net na seepie, maak hulle oop en hulle sien, wow, daar's die skat. Die skat is binne in die boksie. Hulle maak 'n deel van hulle mondering en elke dag word daar toegevoeg tot die gemeente. Die eerste dag toe Petrus preek en almal hoor hom in 'n taal wat hulle almal kan verstaan. 3000 kom tot bekering. En van daar af elke dag word daar toegevoeg tot die gemeente. Want die 120 preek, hulle is nie bang nie, hulle het nie die 1 talent wat hulle gekry het in die grond gaan begrawe nie, nee, hulle woeker daarmee. Hulle gaan. En toe vinnig toe sien hulle, maar ons kan nie al hierdie werk doen nie. Hierso is nou hopeloos te veel werk, hier's hopeloos te veel gelowiges, en hulle stel 2 diakens aan. Stefanus en Filippus. En julle ken die storie van Stefanus. Stefanus is die eerste martelaar. Hy word doodgegooi met klippe, en nadat hy 'n amazing preek uit die Ou Testament uit vir hulle verduidelik Jesus as die seun van God, die gekruisigde Here. En sy klere lê daar by die voete van 'n jong fariseer met die naam Saulus. Maar Filippus, die ander ene, die volgende stukkie wat ons lees, sien ons Filippus is toe in Samaria. Nou of hy nou uit 'n bietjie bangheid uit nou Samaria toe gegaan het en daar gaan verder werk het, en of die Gees hom gestuur het, ek sal nie weet nie. Maar van daar af is daar wat hulle noem, toe is daar die vervolging, en die Christene spat uit mekaar uit, en hierdie profesie van Handelinge 1 vers 8 word nog meer waar, want hoe meer hulle wegbeweeg van die vervolging af, hoe meer verkondig hulle die evangelie, die woord van God, en dit versprei al hoe meer deur die wêreld. En dan later natuurlik ken ons die storie van Petrus en al sy sendingreise en alles wat daarmee saamgaan.
En Filippus kom in Samaria en hy begin en die woord sê vir ons Filippus en Stefanus was twee jong manne vol van die Heilige Gees en vol van krag en hulle het wondertekens gedoen. Filippus kom in Samaria en hy begin die evangelie verkondig, die evangelie van Jesus Christus, die opgestane Here en die lewe van Jesus Christus, soos in 2 Korintiërs 4 vers 10, se tweede gedeelte, skyn uit Filippus uit. En dan sê hy, en baie het tot geloof gekom, en hy het wondertekens gedoen, en siekes is genees, en die onrein geeste het uit baie uitgegaan met groot geskree en 'n lawaai. En dan vers 9, nou begin ons lees van 'n sekere man. Voorheen was daar in die stad 'n man met die naam Simon, wat towery bedryf het en die bevolking van Samaria verstom het en beweer het dat hy iets besonders is. En almal, klein en groot, het hom aangehang en gesê, hy is die krag van God, bekend as die groot krag. Hulle het hom aangehang omdat hy hulle vir 'n geruime tyd met sy magiese kunste verbuister het. Maar toe hulle Filippus se verkondiging van die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus glo, is man sowel as vrouens gedoop. Simon self het ook tot geloof gekom en nadat hy gedoop is, het hy heeltyd by Filippus gebly en was verbaas om die tekens en kragtige dade te sien wat gebeur. Toe hoor die apostels in Jerusalem, maar die mense in Samaria het die evangelie aangeneem, hulle tot geloof gekom in Jesus Christus, en hulle stuur vir Petrus en Johannes en sê, gaan kyk wat gaan daar aan. En Petrus en Johannes kom maar so, en hulle praat met die kerk, en hulle praat met die gelowiges, en hulle vra vir hulle, het julle al die Heilige Gees ontvang? Hulle sê, nee, ons het nog eens gehoor dat die Heilige Gees al gekom het nie. Hy sê, maar met watter doop is julle gedoop? Nee, maar die doop van Johannes, die waterdoop. En hulle lê hulle die hande op en die Gees kom as 'n geskenk oor hulle. En dan lees ons nou die volgende stukkie van Simon. Ekskuus tog. Toe Simon sien dat die Gees deur die handoplegging van die apostels geskenk word, het hy hulle geld aangebied met die woorde, gee vir my ook van hierdie mag, sodat ek, vir wie ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. En dan Petrus se woorde aan Simon. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou in die verderf beland, sodat jy, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry, jy het geen aandeel of aanspraak in hierdie saak nie. Want jou hart is nie opreg voor God nie. Bekeer jou van hierdie boosheid van jou en bid die Here dat die bedoeling van jou hart vergewe mag word. Want ek sien jy is galbitter en in ongeregtigheid verstik. Dis 'n man wat nou net tot bekering gekom het en gedoop is. En Petrus sê vir hom, jou geld sal saam met jou in die verderf beland. En dit gaan nie oor wat hy gedoen het, dat hy die Heilige Gees wil koop nie. Dit gaan oor, hy's 'n gedope lidmaat van die kerk. Dis waaroor die 3 gelykenisse gaan. Jesus praat met die kerk, met ons. En hy sê, as jy hierdie geskenk vier, maar nog nooit oopgemaak het nie, wat is die use? Wat is die use? Ja, maar ek is van kleins af in die kerk.
My groen safari pakkie, het my ma my gesleep, my sussie moet haar bobby socks, ons het voor in die banke gesit, ek is my hele lewe in die kerk, ek is gedoop in die kerk, ek is gekatkeseer, sondagskool geloop, ek is aangeneem in die kerk, ek het al die sertifikate, is agter my Bybel. Ek moet nog net my Bybel soek, maar ek weet hulle is daar. Dis nie genoegie. Dis nie genoegie. Daarom sê Jakobus vir ons, die geloof sonder werke is nutteloos. En hy praat nie van die werke van genesing en al die wondertekens nie. Hy praat van die werke van die lig wat deur daai krake skyn. Dis wat hy van praat. Jy sien, jy kan nie sê ek is 'n geredde kind van die Here en my lamp, ek het 'n lampie, maar ek sit 2 jaar in die kerk en elke Sondag word daar 'n toiletrol gesteel nie. Jy kan nie so sit elke Sondag en op jou foon besig wees en Facebook en alles nie. Jy kan nie, daar's 'n groepie wat gesels en daar's ene wat lê en slaap en so gaan dit in Sondag maar Sondag nie. Jy sien, ons moet hier moet dit 'n verandering maak. Elke een wat ons sien wat hierdie geskenk oopgemaak het 'n verandering in hulle lewe ondergaan. Daar was 'n verandering in elke een van hulle se lewe. Terug by die begin. Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. Sodat ook die lewe van Christus in ons liggame en ons lewe sigbaar kan word. 2 jaar terug begin die Here met ons praat oor daai boom, dis waaroor daai boom gaan, en julle vingerafdrukke is daai boom se blare. En ons het gesê, ons moet vrug dra. En die boodskap was eenvoudig. Die boom dra nie vrug vir homself nie. Om hier te kom sit is die vrug dra nie. Jy begin vrug dra as jy uitgaan. Dan begin jy vrug dra, want die vrugte beteken niks vir die boom nie. Die vrugte is vir die wat verbyloop en moet kom vrug pluk en eet. Dis waarvoor die vrugte van die boom daar is. Dis wat ons gesê het wie ons is. Dis wat elkeen wie se vingerafdruk op daai boom is, deel van is. Dis die belofte wat ons gemaak het. Ons het gesê, ons gaan vrug dra. Ons. Seker so 'n jaar, 2 terug, ek weet nie, was seker rondom daai boomgedeelte, of ek dink dit was voor dit. Het die Here eendag gegee vir my 'n woord met hierdie teks in 2 Korintiërs 3 vers 17. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar's vryheid. En ek wil hom net so klein bietjie verander. Nee, ek verander in die Bybel, jy sal nou mooi verstaan. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here toegelaat word om Here te wees in jou lewe, daar is vryheid. Jy sien, wanneer jy toelaat dat die Gees in jou verskil maak, dan is jy deel van die 5 wyse maagde. Daar sal altyd genoeg olie in jou lampie wees, want jy het die seeboksie uitgehaal, jy het gesien, dis nie net seepie, hier binne is 'n skat. 'n Skat wat ons, juis kinders van die Here maak, wat ons lig laat skyn. Ons het gesing, ek wil gereed wees. Wel, ek wil gereed wees. Waar is jou geskenk? Het jy hom oopgemaak? Amen. Here, my God, dankie. Dankie dat U goed is. Dankie dat U God is. Here, die woord is eenvoudig en daar was al so baie preke daaroor gewees, maar die woord is eintlik eenvoudig en nie, dan sê Matteus 11, sê
Come as you are. Kom nes jy is. Maak nie saak nie wie jy is, waar jy is nie. Kom soos jy is. Maar moenie verwag die Here gaan jou los soos jy is. Here, want as ons hier inkom en ons kom sê ja vir U Here en ons ontvang die Gees, daai geskenk van die krag wat in ons is, in ons wat maar net erdekruike is, Here. Here, dan kan ons mos nie anders as om verander te word nie. Dan kan ons mos nie anders laat daai lig deur die krake in hierdie erdekruike skyn nie. Here, en as ons maar net kerk toe kom vir kerk toe kom, Here, dan is ons nou ongelukkig deel van die ontroue slaaf en die 5 dwaase maagde en die een wat sy 1 talent begrawe het en in die unwanted giftbox gesit het. En Here, soos U ons gewys het in hierdie drie gelykenisse, is daar ewigheidswaarheid hier aan. Want so sal dit wees in die koninkryk van die hemel. Here, my gebed is dat elke ene ter harte kan neem, Here. Here, dat ons kan nie onveranderd wees nie. Ons kan nie aangaan net met sonde asof niks gebeur het, Here. Here, en 'n doopsertifikaat en 'n belydenis sertifikaat, Here, dit gaan ons niks in die sak bring. Want daar's een dag wanneer U gaan kom en U gaan rekenskap vra van wat ons gemaak het met daai talent. Of dit nou 5 was, of dit 2 was, en of dit net 1 was. Maar U gaan rekenskap vra van elkeen van ons. En Here, my gebed is regtig, Heilige Gees, ons vier vandag U uitstorting, ons vier vandag daai geskenk, maar laat elkeen sal gaan en daai geskenk sal oopmaak. Here, laat elkeen daar by die huis sal gaan en sê, Here, vergewe my dat ek nie meer met U gesels het, die Heilige Gees. Vergewe my dat ek nie U deel van hierdie mondering gemaak het nie. Vergewe my, Here, laat as ek hier uitstap, laat niemand sien eers dat ek 'n Christen is. Here, kom help ons, Heilige Gees, kom help ons, want Here, dit is juis, U sê, die trooster, die parakleet, die ondersteuning, die hulp, U is die een wat ons onderhou. Here, want ja, ons is net erdekruike wat lek, en ons moet by U kom en kom volmaak, en volmaak, en volmaak, en volmaak. Anders gaan ons nie genoeg olie hê nie. Is net U wat 'n verskil kan maak in ons lewe, Here. En dit is my gebed vir elke liewe een hierso vandag, dat hulle U sal toelaat om God in hulle lewe te wees, sodat hulle kan vry wees van hierdie las van sonde en hierdie las van 'n wêreld se nie omgee nie. Here, want ons kan nie anders as om te gee nie. En ek eer U vir vandag. En Here, kom bid nou al vir volgende week. Dat U ons sal kom bedien volgende week. En Here, waar ons volgende week gaan afsluit met die nagmaal, Here. Ja, laat U ons sal kom volmaak. Ons eer U in Jesus naam. Amen.